Ek is Dominee Adrian Botes van die APK Leidenburg. Ons gesels vandag oor ons tema geloof en praktyk, soos ons dit sien in Abraham. Ons lees in Hebreërs 11 vers 8 tot 10. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfgenaam sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van die belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon, met Isak en Jakob, die mede-erfgename van die belofte, want hy het die stad verwag wat fondamente het waarvan God die boumeester en opsigter is. Nou, Abraham is vir my persoonlik een van my gunsteling mense in die Bybel. Daar's verskeie redes hiervoor. Abraham was nie van die begin van af iemand wat God gedien het nie. Josua sê in Josua 24 vers 2 dat Abraham saam met sy pa Tera en sy broer Nahor aan die ander kant die Efraat ander gode gedien het. Abraham het in sy eie land gewoon met alles wat hy nodig gehad het, maar hy was in duisternis. God het Abraham geroep en vir hom gesê om alles agter te laat en na 'n plek toe te gaan wat hy vir hom sou aanwys, wat beteken Abraham moes trek sonder om te weet waarin hy sou opeindig. Abraham het geglo en dit gedoen. Maar wag 'n bietjie, sê mense nie vandag oral oor die televisie dat as ons vir God kies, dat ons meer sal ontvang as wat ons het nie? Nee, God roep ons en baie kere beteken dit dat ons dinge moet verloor, soos jou land en alles wat jy gehad het. En Jesus sê vir ons dat ons soms ook ons broers en susters en ouers sal verloor, dalk selfs ons lewens. So lees ons in Matteus 10 vers 34. Nou hoekom sal enige iemand dan vir Jesus wil volg om kinders van God te word? Want God beloof iets wat veel beter is. Dit wil sê die hemelse koninkryk wat deur God gebou is en waar Jesus die ewige koning is. God het vir Abraham die naam Abraham gegee omdat hy die vader van baie sou wees. En daardie baie is ten diepste die gelowiges, ongeag van waar hulle vandaan kom. Abraham en sy seun Isak en sy kleinseun Jakob het hulle hele lewenslank as vreemdelinge in tente gewoon en hulle was bly omdat hulle geweet het dat God iets beters vir hulle wil gee. So het al die gelowiges van al die eeue tot nou toe ook nie die beloofde koninkryk gesien nie. Maar hulle het hulle hele lewenslank in die geloof die stad van God gesien. Ons eie voorgangers uit die dae van die reformatie het hulle families prys gegee, hulle plase, hulle besighede prys gegee en selfs hulle land prys gegee, omdat hulle geweet het dat hulle op pad is na God se koninkryk. Ons is weer vandag in vreemde dae. Ons leef in 'n land wat met bloed en sweet opgebou is en nou word daar vir ons gesê dis nie ons land nie. En dit voel vir baie van ons asof ons vreemdelinge is en asof ons nie 'n plek het nie. Maar ons het 'n plek. Ja, God gee aan elke volk sy plek, maar God se kinders word verhewe bo aardse burgerskap. Ons burgerskap is in God se koninkryk en dit is ons ware tuiste. Hoekom word jy angstig en kwaad? Hoekom verloor jy hoop in God? Kyk verby hierdie aardse bestaan en sien die koninkryk wat God vir jou gereed gemaak het en onthou dat die prys van burgerskap die bloed van Jesus gekos het. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dit is 'n bitter pil om te sluk as ons vreemdelinge en bywoners in ons eie land is. Help ons Here, dat ons dit nie ons so sal tref dat ons moedeloos sal maak, dat ons uit die geloof sal val nie. Hef ons oë op na die ewige tuiste wat U vir ons voorberei het en laat ons moed skep om U kerk op aarde te wees. Amen.